welkom by The Why. Ek is Michaela True. Dit is hier waar ons die why agter elke storie gaan ontdek. Vandag sit ek hier saam met 'n vrou wat 'n storie deur geloof, hoop en deursettingsvermoë geskryf word. Agter haar stem is 'n reis wat inspireer en hoop bring. Jesmy Swart. Baie welkom. Dit is my groot voorreg om vir jou hier te hê. Baie dankie. Dit voel soos die son wat hier so voor my sit. Jy is op, lig. Say more nice things like that. Dankie Michaela, dis regtig is 'n voorreg dat ek hier kan wees en die oomblik toe ek die naam sien, The Why, alles wat ek vandag doen gaan oor my why. So Ja, die hoekom. dit was net meant to be dat ons vandag met mekaar moet gesels. Ja, dit is my groot voorreg dat jy vandag hier sit. Ek het nooit gedink jy gaan ja sê nie. En vir die mense daar buite, sy is plat op die aarde. Sy is so plat soos 'n Benora blytjie. Regtig, sy's 'n mens. Regtig, so dit is my groot voorreg dat jy vandag hier is. Baie dankie dat jy jou tyd opgeoffer het. En Of sê baie course. dankie vir jou mamma ook. Ja, mami goed sit daar buite. Speel Candy Crush. Ek gesels oor die belangrike goed hierso. Ja, maar ja, so vandag gaan ons bietjie vir jou leer ken en bietjie dieper vir jou leer ken en jou why in die lewe ontdek. Maar voor ons daarby gaan begin is dat mense sien Jesmy vandag en dit is vir my 'n voorreg dat jy so sit, want as daar wat ek gevoel het ek wil mee nie en dan luister ek net na jou liedjies. Veral alles is okay, maar ons gaan nog daarby uitkom. Ja. Alles is okay. En dan het ek weer 'n bietjie hoop gevind, maar daar was 'n storie voor alles dit. Yes. So kom ons begin met die begin. Vertel ons bietjie waar jy groot geraak het en waar alles vir jou begin het. Ek kom van Appington in die Noord-Kaap, plattelandse meisie en ek het met musiek groot geraak. My pa was 'n DJ gewees, so daar was nou nie 'n Saterdag, hy het ook sy eie klank gehad. So daar was nie 'n Saterdag wat hy nie in sy toerusting, hy het dit geservice en dan luister hy nou of alles reg is en wat. So dan speel hy al hierdie genres van musiek. En dit was vir my so fascinating, want elke keer hoor ek 'n ander genre. Dan hoor ek iets wat heeltemal anders klink. En dit het my so gefascineerd dat ek myself in die musiek ingebeer het. Ja. Hy het CD's en klomp hard drives gehad en so elke dag was daar musiek. En natuurlik, jy sal onthou, ons het met Channel O en MTV Base. Ja. Ons het met die channels En Trace groot TV, geraak. ja. Yes. So daar was die tyd en ons het mos vir mekaar musiek gebluetooth. Ja, daai tyd kon jy nog en ek weet of jy ook Sherry gebruik het nie. Ja, dit was so lekker geweest en om mekaar se MP3 players vir mekaar Ja, te leen. Dit was so Ja. lekker. So musiek was my en is my alles. Veral wanneer 'n mens van 'n dorpie soos Appington kom en daar is nie regtig veel anders wat jy kan doen as jy weet, ek en jy gaan lekker daar in klim. Ja. Maar so as daar nie veel is vir jou om te doen in 'n dorpie nie, dan hang jy maar aan musiek of dit wat jy van hou. En musiek was daai ding vir my gewees en my ma het altyd gesê ek is so groot persoonlikheid gewees en ek sal in my kamer wees en vir my kussings en teddybeere sing en perform en ek het my net so ingeleef in musiek, want musiek het voel amper vir my asof dit iets aan my brain chemistry doen. Asof dit vir my kind of program, dit doen iets aan my sielkunde, dat dit vir my level bring. So, as jy dink aan Jesmy, dan dink jy aan musiek. Ja. En dan sê vir my, waar het jy skool gegaan? Hoe was jou skooljare ook? Was jy pluggie of was jy maar net you go with the flow in jou skooljare? Nee, ek was 'n teacher's pet gewees. Oh, no. Ek was 'n teacher's pet. Ek was jou nerd gewees. So ek het begin by primêr, hulle noem dit voorbereidingsskool van die Milan in Appington. So daar het ek van graad R af tot en met graad 3 deurgebring. En van elke jaar is daar 'n onderwyser wat ek op naam kan noem, wat 'n impak op my lewe gehad het. Want ek was net so lief om by die juffrou te wees en hulle het ook in my baie invest, omdat ek op 'n jong ouderdom vroeg begin lees het. My ma het my voor boeke gesit en as ek byvoorbeeld vra, "Mami, wat beteken hy woord?" het sy my so groot HAT gekoop en gesê, "Gaan soek die woord op." En so dis waar ook my navorsing brein begin het. So daai was graad R tot graad 3 en dis kind of awesome. In Appington is dit amper asof dit op een groot stuk grond is. So jy het jou voorbereidingsskool, dan gaan jy na primêre skool en dan gaan jy net daar oor kan die draad na die hoërskool toe.
So van daar af het ek primêre skool op die voorpos deurgebring en toe het ek 'n paar jaartjies by Hoërskool Appington gedoen voordat ons Kaap toe kom trek het. Nou maar as ek nou vir jou oor die skoollewe moet vertel. Kyk hier, ek weet nie of dit vir mense hoogmoedig klink as 'n mens sê dat daar was maar baie jaloesie. Ek wil hê dit moet klink asof ek is mos nou die girl en hulle is almal jealous van my. Nee, dit gaan nie daaroor nie. Ja. Maar ek het van kleins af die persoonlikheid gehad wat jy nou sien. Ek was altyd baie bubbly en all over the place. My ouers het altyd gesê jy's my baie kind. En ek was net jy as my ouers van my in 'n winkel soek, dan praat ek hier in die ander rak met 'n vreemdeling. Ja. Want ek wil nou gesels en ek was Ja. altyd so 'n mens gewees en ek dink dat dit baie kinders miskien bietjie insecure laat voel of dit wat hulle miskien ervaar het in hulle huise, soos hulle groot geraak het, was hulle bietjie miskien afgeknak. So dan kom daai goeters bietjie deur in hulle gedrag. Nou, ek is 27 jaar nou. So nou kan ek het die verstand om te kan verstaan daar's 'n rede hoekom die kinders so opgetree het. Dit kom nie van nêrens af nie. Dit het wat ek wil hulle geknyp het, maar nou het ek I understand. Ja. Want ek meen kinders, hulle tel nie net hierdie maniere op van nêrens af nie. Hulle moes dit sien. Ja. So dit was nie altyd lekker op skool gewees nie, want ek was toe baie geboelie. Oh. Verskriklik baie geboelie. Soveel so dat toe ek graad 4 is, dan is my maatjies die graad 7 prefekte. Wat nou maar vir ou Jess my maar vat. Of dan kry ek nou maar pauses waar ek in die biblioteek in sal sit of ek sal klavier gaan speel as die klavierkamer oop is. En ek het maatjies gehad, maar die ding is dat daar, jy ken mos die klieks wat altyd op laerskool was. Ja, daar's klikkies op laat. Ja. En die ding is dat my maatjies is vriende met die girls in die kliek, so nou en dan speel hulle saam pause. Maar die trial expire elke 24 hours, so vandag is okay om daar... Môre. Nee, môre wil ons nie meer daar hê nie. Oh. Nee. Ja. En dan wanneer ons mos nou seuns begin agterkom en die seuns begin kom meisies agter, dan mind you, ons is 10, 11 jaar oud. En ons het in praat van jy vat my man af. Dame gaan speel blok asseblief. Jy weet waar kom jy vandaan? So nou crash ons mos nou op mekaar, maar dan is daar ook daai jaloesie van hoekom lyk hy nie vir my nie? Hoekom lyk hy vir jou? So dit al die oor die jare heeltyd begin layered raak. En dit was baie moeilik want ek kom elke dag met 'n storie huis toe na my ouers oor die kinders het nou weer dit gesê of hulle het nou weer so 'n houding teenoor my gehad en jy weet wanneer jy in 'n spasie kom en jy voel nie welkom nie. Ja. Jy weet wanneer hulle vir jou hier Een kant toe. Een kant toe. Ja, hulle het so 'n muur op. hulle het so muur op en jy kan dit voel so hulle lag nou oor iets en jy wil ook hoor waaroor gaan die grap. Niks. Bitter bessie. Jou mislike mens. Ja. Dat ek my bekeer bytjie aanhou. en dit was nie lekker nie, want eventually toe begin raak dit, en again, these 13, 14-jarige kinders wat begin praat oor, nee, Jess my slaap rond en Jess my is by die onderwysers besig. Hallo? Hoe bedoel julle? Ja. En dit het heeltyd erger geraak, soveel so dat een van my eerste memories van bullying is, ons was op ons skool se graad 7 toer. Ons het Oudtshoorn se kant toe gegaan en een van die dames het beplan hoe sy my gaan vang en vir my gaan beklei, want die ou wat sy so mal verlief op was, wou net met my te doen gehad het. En dan het ek in vrees amper geleef. So dit was nie altyd lekker nie, want ek wil net met almal vriende gewees het en nie almal wil dit van my af gehad het nie. En jy ken hoe meisies soms kan wees, hulle knou jou af. Ek het byvoorbeeld eendag het ons, onthou jy toe ons altyd kruisbeentjies gesit het in 'n sirkel in pause. Ja. Nou sit ek kruisbeentjies en my rokkie is nou net 'n bietjie waar jy nou, ons het altyd gesê jy moet jou handjie in die mandjie insit. Ja, om te hou. En so toe het ek nou nie daai oomblik onmiddellik dit gedoen nie. En toe expose sy nou vir my voor al die seuns en meisies oor, kyk Jess my
It's just not necessary. Was nie nodig geweest nie, maar toe moet almal nou lag en ek moet nou die butt of the joke kind of wees. Dit was my alle jare so gewees. En toe ek Kaap toe kom trek, toe sê hulle vir my, jy gaan net 'n ma wees van 'n klomp kinders en jy gaan nie weet wie is jou kinders se pa nie. Ja. In fact, ek hoop jy kry 'n seizure. Ja. Hoekom sal jy dit sê? En ek dink ook die mense besef altyd as hulle sulke goed sê en jy lyk okay, asof jy nie worry oor wat hulle sê nie, maar in jou agterkop dit speel heeltyd. Heeltyd in jou agterkop. En ek het dit tyd afgelag. Ek het gesê, okay, jy het clearly issues. Maar toe het ek so gaan huil daai aand, want what did I do? En mense sien nie altyd daai nie. Ja. Wat 'n impak het op jou het nie. What did I do? Ja. Ek het jou niks gemaak nie. Ek het my beste getry om uit julle pad uit te bly sodat ek nie weer hierdeur hoef te gaan nie. Toe ek eventually in hoërskool kom en ek is graad 8, same thing. Toe was die matriekmeisies nou maar my maatjies wat nou maar, want hulle het my ouer broer geken en so hulle ken my gesin en my familie, so hulle sal nou maar na klein Jess my kyk. So ek graad 8 sit in die geselskap van matriekmeisies, want my klasmaatjies wil nou nie. Ja. Maar as daar dalk 'n boodskap is wat jy daar buite wil gee vir 'n dogtertjie of 'n seun ook wat geboelie word, wat sal jy vir hulle sê? Ek wens ek kan vir hulle sê toe om dit net te ignoreer. Ek wens ek kan vir jou sê jy moet net just ignore it and you just push through. En my ma het altyd vir my gesê, vat dit soos water op 'n eend se rug, want water gaan maar soos druppeltjies af van 'n eend af en ek kan jou allerlei goed sê. Al wat ek eintlik vir jou net wil eintlik sê is, ek is so jammer dat jy dit deurmaak. En daar's niks fout met jou nie. Jy het niks verkeerd gedoen nie. Wat ek vir jou kan sê is, just push through, vat dit dag vir dag, en as dit regtig so erg is, praat met die skoolhoofde, praat met die onderwysers en bring jou ouers in. Dit kan dalk so seweer dat dit kinders moet skole skuif. Ek sal sê, moenie gaan tot op 'n plek waar jy voel jy wil nie meer lewe nie. Daar sal altyd 'n skool of 'n geleentheid wees wat bietjie beter vir jou is. So there's nothing wrong with leaving your situation either. Jy is nie swakker vir dit nie. As ek kon, sou ek ook 'n ander skool wou kies. Ek beloof jou. Is niks fout met jou nie. Maar wat ek vir jou wil sê is, as ek so kon uitskiet, kan jy ook. So ek beloof jou, as regtig niks fout met jou nie. En die ding is, Michaela, ek wens dit hou op in skooltyd. Maar hier in die groot mens lewe Is erger. Sjoe! Dis erger. Is erger. Jo, dit is. Oor waar jy gaan. En die ding is, die rede hoekom dit gebeur is dat there's a special anointing over your life. Ja. Daar is iets wonderbaarlik op jou en dan sal die vyand mense gebruik met 'n swakker hart en 'n swakker disposition om jou te target en jou af te knou. So dit is ook nie die mens nie, dit is alles hoe die duiwel jou mense wil gebruik om jou sleg te laat voel. Maar as net iets so besonders oor jou and the world can't handle that. Dit is. Dis mos nou ek reg. Ja. Yes. Ja. Dis mos net, verstaan jy? Dit is. En ek dink ook die baie mense like dit nie as jou lig so skyn. Nee. Mense hou nie van sien ander mense doen goedie soos Nee. kan ons almal net hier vir mekaar klap. Daar's 'n plekkie vir almal in die son. En weet jy hoe groot is die son? Daar's 'n letterlik as 'n plekkie vir almal. Almal kan hier by die tafeltjie kom sit. Exactly, Dan weet is jy hoe ons almal skinny lekker is saam. ek beloof ek vat die groot plek af in die son nie. Ek is in so tiny, komies plek vir jou. Ja. En ek is 'n groot voorstander vir kom ons maak spasie vir mekaar, want ons is breinmense, ons het nie spasie gehad nie. Daar was 'n tyd waar daar nie eers 'n spasie vir ons moes die tafel self gebou het. En ons moes self ons moes self daai way gemaak het. So nou dat daar 'n way is, kom ons maak dit moontlik vir almal. Ja. Want wat my sukses is jou sukses en vice versa. Ek verstaan nie hoekom is ons so synig nie. Ja, soms wil ons maar net hê ons wil nie mekaar sien floreer in die Nee. lewe. En dit is actually baie hartseer. Dis baie sad. Maar nou ja, sulke dinge gebeur, maar vir die boelies daar buite, net julle sal weet hoekom julle so is teenoor die mense. En mag hulle lig ook net altyd skyn. Ja, mag Oei, tog. jy genees van Ja. die wonde wat kom van ouers of familie Jo. en wonde wat nie jou skuld is nie. Ja. Mag jy genees van dit. Jy verstaan nie nou wat jy besig is om te doen nie, want jy het ook nie die regte mense om vir jou
te wys dat daar 'n beter way is nie. Maar even jy, boelie, there's nothing wrong with you. Jou wonde is nie jou skuld nie, maar jy het 'n responsibility om te genees van dit. You just need to find the right people. En jy is nie unlovable nie, en jy is nie 'n lost cause nie. Ek beloof jou dit. There's someone out there that's willing to love you and help you heal. En jy sal okay wees. Counseling is daar, so therapy is daar. You just need to reach out. Want jy het ook 'n wond wat binne in jou sit en dit is hoekom jy uitlash. Dis okay. En dit is nie jou skuld dat jy gesien het dat as jou ouers miskien met wonde rondloop nie, want baie van ons ouers het ook maar deur trauma gegaan en het hulle nie ook die regte channels gehad om deur die trauma te werk nie. So nou sien ek mommy of daddy hanteer dit so dis sekerlik die way. Reg, ja. Sekerlik is dit die way om dit te doen. Of mommy en daddy het konflik met mekaar en so okay, this is how human interaction works. Daar is beter. Daar is beter, dit is ja. Maar Jess, kyk, ons spring alweer, ons na lank vooruit. Maar ek dink dis 'n verskriklike mooi boodskapie wat ons nou by uitgekom het. Kan jy vir ons bietjie oor jou gesin vertel asseblief? Daai spesiale bondeltjie liefde. Ek sê elke dag, hier's iets fout met ons almal in hierdie huis, want elkeen se persoonlikheid is groter as die ander ene. Weet jy, ek is so lief vir my gesin. Daar het so baie in my ouers se lewens gebeur, wat kon maak dat hulle horrific ouers kon gewees het. My pa, byvoorbeeld, en sy verhouding met sy pa, het kon hom 'n harde man gemaak het. 'n harde man gemaak het en as jy dink daaraan dat die cycle kon continue tot op my broer en in my suster. So is my broer, ek en my suster. En my ma kon ook soos haar ma gewees het. Sy was maar altyd baie skie en baie glad nie affectionate en as 'n kind nie affection kry nie, dit kan damaging results. Maar my lieflike ouers het elke dag gesorg dat ons in 'n huis groot word met liefde. En ons het in 'n huis groot geword waar jy kry wat jy nodig het en kry wat jy moet kry en nou en dan kry jy wat jy wil hê. Jy kan altyd kry wat jy wil hê nie. Nee. So daar was nooit 'n dag waar ons gelek het nie. Want hulle het Woolworths rekeninge gehad. Yes, dis lekker. Ek het by Woolworths aangetrek. En daar was altyd kos op die tafel gewees en dit was altyd lekker. Hulle het altyd vir ons gegee, presies wat ons nodig gehad het. Nie net finansiële, maar emotionally en you know, hulle was altyd present gewees. Maar ons storie is so interessant want my broer was gebore in 1993 en vir 6 jaar het my ma gesukkel met nageboorte depressie en infertility. So sy het vir 6 jaar gesukkel om weer vir my te kry. En tussen my en my broer het sy 'n miskraam gehad, wat natuurlik vir hulle baie traumaties was. En my ma het baie lank vir my gebid, het sy altyd gesê, en ek en jy gaan seker nog lekker daaroor gesels, want sy het vir my gebid soos wat Hanna vir Samuel gebid het. Sy het gesê, Here, asseblief gee my net 'n meisiekind met bruin hare en bruin oë en ek beloof ek sal haar teruggee aan U. En toe kom ek toe in die wêreld in 1999 en toe weer vir 9 jaar na dit het sy weer gesukkel met infertility. So ons het 'n groot gap tussen my siblings in. Tussen my en my jonger suster het my ma ook weer 2 miskrame gehad. So daar moes eintlik nog 3 kindertjies gewees het in die huis met ons. Is baie sad, ek dink altyd aan hoe die huis sou wees as dit anders was. So 9 jaar later toe kom my sustertjie wat hulle die pensioenvreter noem. Want sy het net voor 40 aankom stap en sy het ook oor haar due date. Sy van geboorte af was sy extra gewees. Maar dit is ook so, ek meen, is seker die way hoe die Here dit uitgewerk het, want die Here het geweet ons gaan op 'n call deur financial up and downs gaan. So, dis my broer en as hy by die hoërskool klaar gemaak het, toe hy matrikuleer, toe begin ek met graad 8.
So elkeen van ons het vir my ouers 'n asemhaling kans gegee. Ja, laat net 'n bietjie aan asem. Want imagine al die klomp kinders, een skool, een rekening. Halleluja. So maar ek sal dit nie anders wou gehad het in die huisie, want elkeen van my siblings, ek meen my broer weet met watter lewenservaring hy vir my lei en ek weet met watter lewenservaring ek my suster kan lei. So is die coolste setup ooit. Ja. En die so groot as wat ons gaps is in mekaar, kon jy sweer ons het saam met mekaar groot geword, selfe ouderdom. Ja. So ons is baie close. Ons bly almal in een huis. Sien jy, is maar 'n bietjie geraasrig soms. Sjoe. Raserig is 'n mooi woord. Ja. Jy stel dit nog eintlik baie mooi. Ons put mekaar uit. Nee, hemel. Ja, groot persoonlikhede. Ja, en ek het so 'n paar, as ek nou seker is 'n paar weke terug of 'n maand terug het ek 'n video op jou TikTok gesien. Ek het saam met jou gehuil. Ek het saam met jou gehuil waar jou sussie mondeling gepraat het oor jou. Jo, dit was next level. Ek was soos, hoe kry soos hoe? Ek dink ek weet nie of jou vrou jy het jy geweet jy daai impak op jou sussie of. Ek het nie 'n klou gehad nie. Want die dinge wat ek deurgemaak het as 'n kind was my enigste hartbegeerte dat ek het 'n ouer suster gehad het. En what an honor it is to be a big sister. So, ek wou haar net graag beskerm van die dinge wat ek deurgemaak het. En die hoe ek exposed was aan klomp goeters. Onthou as 'n mens dink aan dorpie, dan dink 'n mens vroeg drink en vroeg aan clubs en goedjies. Ek was 15 toe sneak ek in. Sorry mami, daddy. Ek is nou groot, ek kan nou so sê. Askies. Maar wanneer jy blootgestel word aan die wêreld, dan sien jy ook dinge wat jy nie moet sien nie. En it wasn't the best. So ek wou haar net beskerm. En die ding is dat wanneer jy 'n kind is, dan voel jy wil nie gesê word nie. So daar was iewers 'n kol in my suster se lewe wat ek gedink het die kind hoor nie 'n enkele ding wat ek vir haar sê nie. En sy dink seker ek is nou 'n tweede ma, 'n tweede pa, 'n tweede ouer of derde ouer in haar lewe, want ek is nou net so uncool soos mami en daddy en ek wil hê sy moet van het en eventually toe begin klik iets in haar brein toe sy so 16, 17 raak. Waar sy begin luister na wat ek sê. En as ek praat oor intimacy met boys en why you wait, it's not just about waiting for your husband, dit is dat dit iets aan jou brein toe besef ek, die kind wil eintlik verduidelik word hoekom ek nie moet drink nie, hoekom ek nie moet eksperimenteer nie, want is nie net oor jy's under the legal limit, dit is dat jou brein as kind nog develop, en as jy exposed word aan 'n groot mens ding voor die tyd, altyd dat jou brein chemistry en so try ek my beste om 'n pad met haar te stap, right? En ek bid net dat sy iets ontvang en dat sy met iets wegstap as sy uit my kamer uitloop, want sy kom sit sommer op my bed en dan gesels ons. Toe kom die kind en sy kom gee die mondeling, wat net 10 punte werd is. Dit was nie eers 'n groot mondeling nie. En sy praat oor die meisiekind, of ek, wat Aan die begin het ek gesien, jy het gedink sy praat oor jou ouma. Ja, want sy sê ons almal wil in my ouma se voetspore volg. Sy was die pilaar vir nie net ons gesin nie, maar vir Appington. Ja. Almal het vir Auntie Josie geken van Appington, you know? En mense het by Auntie Josie se huis kom sit as hulle weghardloop en dan het sy 'n bord kos, dan het my ouma 5 stukke vleis gehad en sy moet ons almal voer, maar dan voer sy ook nou 3 buitekant kinders wat nou kom en somehow kan ons almal eet van die kos wat sy gee. So sy het regtig 2 brode en 5 visse, of is dit 2 vis en 5 brood? Daai ding. Here jammer. Lord, I love you. Sorry. En maar sy het regtig die kos gestretch, you know? En
ek het gedink, want ek wil soos my ouma wees, en ek wil my hart opmaak vir mense, en jy weet, vir die wat nie gesien word, want sy het 'n way hoe sy iemand sien, beyond wat hulle doen, dan bid sy sommer vir die kassier wat haar brood oplei, jy weet, hy tipe ding, so ek dink dat dit is so mooi, want miskien kom sy na my toe, en sy wil hierdie mondeling net, bounce off of my, dat ek net vir haar kan sê, okay, noem miskien die, of net bietjie raad kan gee, wat sy nog kan bysit. hier kom die kind, en sy sê, dis my suster, Ja. sy is my swarts. En, om op my social platform te wees, en om hierdie platform te het wat ek het, dis cool, dat almal so op kan kyk na my, maar ek beloof jou, there's nothing like your baby sister, wat na my kan kyk en vir my kan sê, dankie dat jy vir my so voorbeeld is. So sy kyk net na die volgende slaapkamer toe, en die vir my is, I made it. Ja. I made it, so dat al wen ek 'n award, en ek is op die grootste verhoog, it doesn't even matter, want my sustertjie sê, dankie, dat jy my voorbeeld is. Al moet ek alles wat ek doen, net vir haar doen, dan is ek sorted in die lewe. Dan kan ek even met confidence sê, die Here sê vir my, well done, my good and faithful servant. Wat, ek weet, my suster moet kyk na Tyla vir, jy weet, my suster moet kyk na wie ook al op TikTok is, maar sy kyk na jou. maak die mond. Sy kyk na jou. So vir die mense wat nog nie die video gaan kyk het, en dan kan hulle lekker saam met ons huil, want, as ek mag vra, het jy al weet, jy moet 'n video neem, want ek sien jy toe, Sy sê vir my, neem 'n video. maak gou 'n video. Oh, okay. Ek vra vir haar, ek het 'n lang dag gehad, ek wil nie nou nie. Ja. En sy sê, maak net 'n video. Dus ek kom in die begin in die video vra, wat is die? Ja. Dan gaan jy my nou weer uitvang. Of, want sy lyk my reaction kry, en sy lyk lag daaroor. Dink ek, okay, kom maak nou maar die video. En ek sit hom maar nou toe maar neer, en hier gaan ek. Toe ek die video klaar gemaak het, toe's al hierdie lashes af, en hulle lê daar in stukkies op die bed. Ek sal die dag nooit vergeet nie. En ek meen, what a privilege om dit te kan deel met mense. Iemand het gesê in een van die comments, die kind sien jou. Toe sê ek, ja, sy sien jou. To be seen is amazing. Want dan weet jy doen iets. En ja, ek nou en dan vra ek, Here, wys my net, ek doen nog okay. Wys my net, ek wil net eendag vir die Here vra, het ek dit daarom alright? Did I do okay? En dan kom die meisiekind in my huis, my sustertjie, en wys my, ek doen just fine. Jen, as ons nou bietjie weer kan teruggaan na jou toe, as jy langs jou 16-jarige self kan sit, wat sê jy vas sê? Dink jy as jy moet kyk, jy sou hier vandag gesit het, waar jy is in die lewe, of hoe het jy jou lewe vooruit beplan, en wat se boodskap sal jy vir haar sê, vir die toekoms dalk? Nee, Michaela. Anyway, want ek gaan nou baie huil. Ek wil haar net 'n drukkie gee. Ja. Ek wil haar net 'n drukkie gee, en vir haar net sê, girl, you're gonna be just fine. You're gonna be just fine. So, is okay dat jy pause in die badkamer gesit het, en waar jou lunch gehad het, of want het 'n tweedehandse clothing store op die Kuilenhoër gehad, en ek het daar gewerk, so dat as kinders hulle klere verloor het, en dan dit wat miskien, as hulle dit nou nie claim nie, dan verkoop ons dit vir kinders wat nie kan bekostig nie teen 'n goedkoper prys. So as jy nou die jagers toe gaan, dan betaal jy nou 200 of hoeveel rand, waar ons dit vir miskien so 40 rand verkoop, dan kan die kinders 'n jersey en 'n blazer daarin bekostig. So dit het my pauses daardeur gebring. En ek het so kliphard geveg om my persoonlikheid te hou en my bubbly personality te hou. Ek het my beste getry. En die duiwel het getry om my in spaces te bring waar jy stoutgoeders moet aanvang en met seuns te doen het. En hy het my ook altyd beskerm. En die rejection van ouens, as hulle nou nie kry wat hulle wil hê uit jou uit die, dan voel jy bietjie, iets is fout met jou. Ek wil net vir haar sê, jy sal okay wees. Jy sal fine wees. Is okay.
this is not gonna be forever. In fact, jy het nie 'n cooking clue wat vir jou wag nie. You have no idea. Want jy gaan die volgende 16-jarige se lewe red. En kyk net na jou sistertjie, because she's your first why. Kyk net daar. So, keep going. Ek weet jy wil nie môre opstaan nie. Ek weet jy wil nie skool toe gaan nie. Just, it's okay. Wees die teacher's pet, wees die nerd, wees die nobody, you're gonna be just fine. Daar's niks fout met jou nie, my girl. En, just, dra jou fashion en dra jou klere en wees loud, is okay. Ignore hulle. En dan wil ek net dat die kinders toe gaan en sê, julle, hou op. Los vir Jasmine. Ja. Maar, ek wil net 'n drukkie gee. Ek wil nie eintlik met haar praat nie. Ek wil net na haar toe gaan en vir haar 'n drukkie gee, sodat sy iemand kan hê by wie sy kan huil. Jo. Ek dink daar is definitief 'n girl buite wat so voel. Tot en met vandag wens ek net iemand kan vir my hou vas soms. Jo. Daar's baie kere wat ek so voel. Soos moet niks net vir my sê nie, soos hou my net vas. Want ek hou vas vir almal. Jo. Dit is, as ek nou iets vandag kan deel met jou, veral hierdie week. Hierdie week was my baie moeilik. Ek het net gevoel ek wil net alleen. Ja. I just want to be Los alone. julle my net uit. Ja. Moet niks van my vra nie. Ek wil niemand se niks wees Ja. nie. Ja. En dit het my gevoel die afgelope tyd, I need to show up for everyone, maar wie is hier vir my? Ja. Niemand vra vir my het ek iets nodig hê. Behalwe nou my ouers, dankie aan my Dankie. ouers. Dankie aan my Love you. ouers, ja. My ouers is altyd daar. Maar soms wens Tog ek nodig hulle ook vir jou so nou en Ja. dan. Maar hierdie week het ek het gewens iemand kon net moet niks vir my sê. Ja. Just Jy hoef nie vir my vir 'n koffie te nooi nie. leave me alone. En, Ja. Of as jy op my wil wees, kom hou vas Hou met my net, dit. ja, hou my net vas. Jy hoef niks te sê nie. Weet jy wat? Jy hoef letterlik Ek niks wil te weet hoe voel dit as iemand net vir jou die drukkie kom gee, instead of jy weer die drukkie gaan haal. Jo. Dit is. Want ek gaan haal die drukkie. Ja. Ek gaan haal die hou vas. En is omdat almal net, ek het nou so sterk geword oor die jare. Almal figure ek is okay. Ja, nou dis die ding. Almal dink altyd jy is okay. Hou vas my. Ja. Hallo. Dit is. En ek het ook nou of gister die gesprek met iemand gehad. As almal kyk vir my, sien ook vir my op social media en dan dink hulle ek is altyd 100%. Jy's so positive en so happy. Ja, maar as daar wat ek ook net voel wat iemand vir my of wat ek wens iemand kan vir my vra, maar hoe doen jy actually vandag? Exactly. Hoe voel jy Ja. actually vandag? Ja. Is daar ietsie wat ek vir jou, wat kan ek doen om jou lewe 'n bietjie ligter te Wat kan ek vir jou gaan haal? Weet Kan ek vir jou 'n koffietjie bring? Ja, kan ek die koffiesak is 'n bittersak. Want ek het 'n verwyte nou al oor myself en hoe ek so aanpasbaar is. Ek Ja. pas oral aan dat even by iemand se huis, even wanneer ek 'n gas is, maak ek nog steeds my eie koffie. Want mense sê make yourself at home, dan maak ek nou maar my eie. Jy wens ook bedien bietjie vir my. Woe! Halleluja vir bedien. En in fact, moenie meer van my vra wat ek wil doen dit. Dit is, moenie my vra wat ons moet doen of wat ek wil hê nie. Smeer Doen my dit net. dik toon. Liefie, as jy luister, wie ook al jy is. Ja. Wie ook al Jou jy liefde is. van jou lewe kan die podcast nou kyk. Ja, my dik toon pyn. Asseblief. So jy kom hier en kom vra vir my, wat wil ek Ja. eet? Bring die ribs en die Ja. steak asseblief. Ek Bring wil iets nie nog lekker. sukkelie. Asseblief. Verras. Verras my. Ja, soms wil ons ook net bietjie verras word. Die sterk mens wil ook net bietjie verras word. Ek sien hier is 'n muscle van 'n uur oud die video gesê ek is sterk. Soms haat ek dit as mense vir my sê Jessie so sterk. Ek wil nie Ek wees wil nie. ook, en hulle sê op as hulle sê wat sê, God gee altyd sy sterkste gevegte vir sy sterkste. Hey, Ek wil nie 'n soldaat wees nie. Ek het gesê deur wil ek glad nie soldaat wees. Ek is Hou nie 'n nou. stapsoldaatjie nie, 'n reisoldaatjie of 'n vliegsoldaatjie nie. Ek wil 'n leesoldaatjie wees. Ek wil 'n leave me alone. Ek wil weet jy wat? Ek wil 'n administratiewe soldaatjie wees. Sit my in die kantoor waar die geveg op die grond Ja. is. Nie. Lord, Ja. dis weet jy ek het mos 'n TikTok gemaak. Timepie. Druk pause. Ek wil nie. Ja. You strongest man. Nee.
Ek wil ook druk pause daar, julle lei die klokkie. Ek wil nie. Maar dit is so vir al die sterk mense daar buite en vir al die mense daar buite, soms het die sterk mense wat altyd so sterk voorkom, hulle het ook soms 'n drukkie net nodig, heeft niks vir hulle te sê nie. Ja. Just be there vir hulle ook, hulle kom sterk voor. Ja. So byvoorbeeld, ons gaan nou hier uit, jy is hier vandag. Ja. Ek weet nie waar jy gaan nie, maar Yes. just be present. Yes. And just be there for that person, en soms het die persoon net 'n drukkie ook nodig. Is al. Ja. En kyk vir my, kyk, luister en kyk vir my baie mooi. Hou op vir die sterk mense sê, luister hier, hulle is sterk omdat hulle moes wees. Ja. Hulle moes survive, hulle was victims, hulle was getraumatized, hulle kom deur baie. Moenie vir hulle try troos deur te sê, daar's mos een ding wat ek nie baie lief is, hoorie. Ek weet dis die waarheid, maar dit troos my nie, want mense sê altyd, your story isn't just for you, it's to help. Maar dit is Ek so is moeilik. sake aan met die next person. Maar dit is. Ek verdrink hierso. Ja. Nou moet dit my troos van, okay, ek moet nou maar volhard, want die volgende mens kan leer, I know, en ek weet my testimony gaan iemand se lewe red, I know Maar that. dit is so maklik nie. Nee, want ek wil dit nie nou worry, ek wil gou vas wees. Ja. Ja, dit is. So Jess, ons gaan nou 'n bietjie na jou musiek te beweeg. Okay. Ek weet musiek speel 'n groot deel van jou storie, maar wanneer het jy actually besef dit is nie 'n talent nie, maar dit is actually jou roeping. as ek Roeping. dit so kan sê. Ja, I love that, want toe ek besef het dit was 'n talent, was een van die Saterdae toe my pa nou besig was met sy sound, en hy toets altyd sy klank, en hy het so 'n smoke machine gehad, en toe speel hy, ek dink het was 'n song van Jamali, of iets, het was 'n local song, en hy toets sy mics, en die smoke machine dien sy, en wat ook al, en daar vat ek die mic, ek was 7 jaar oud, en toe sing ek in die garage, en toe was my enigste audience die pad in die straat daar buite, en die rondloperhonde. En toe besef ek, okay, so ek kan sing, en my ouers tel ook op, okay, hier hou die kind darm 'n noot of 2, en toe begin train hulle my, want ek wil mos nou ook Beyoncé gewees het, en Beyoncé het mos daai jare geskree, toe sy sing. Ja, toe wil Jess ook daarbo gaan minister en regeer. Toe het my ma van my eendag gesê, Jess kie ras. Dit's baie keer nee, want soos ek weet ek kan nie sing nie, maar baie keer dat my ouers ook my sê, nee, kan jy my ras? My ma het gesê, Sissa, kom ek leer jou van volume toe. Mami try 'n film, kyk hier in die kamer, jy ras nou. Ja. Toe met babietjie asseblief, jy gil. En sit hulle my in die skoolkoor, en ek leer van dinamika en alles. En so dis hoe ek die talent geshape het. Tot vandag toe oefen ek nog lekker aan dit. Maar toe ek geweet het, dis 'n roeping, was ek het tot bekering gekom in 2018, en daai tyd toe wil ek nog steeds R&B musiek gemaak het, want dit is een van my favorite genres. Tot vandag toe is Usher en allerlei artists nog my favorite. So ek het altyd aanklank gevind met daai tipe musiek, want is dit so, jy weet. Ja. En ek meen, dis wat televisie vir ons gewys het, dit was die musiek wat ons mee groot geraak het. So jy kyk op na hulle. En ek skryf mos oor liefde, daai tyd was ek in 'n verhouding gewees. Jy kan 'n bietjie uitbrei oor die verhouding. Ja. Ek skryf mos nou oor liefie en oor die liefde, en toe, is dit wat ek besig is, ek kom toe met een van my vriende, wat ek ook saam mee op skool was, Brandon, hey, en ons skryf toe musiek en ons record my R&B musiek, en hy produce hierdie great tracks, het was so lekker, en elke keer is daar 'n houvas, oor hoekom dit nie moet uitkom nie. Jo. En ek verstaan nie, but at the same time het ek kind of wat 'n dubbele lewe geleef. Ek sê nie daar's mense wat seker die balans baie beter as ek kon hanteer, maar vir my was daar 'n clear disorder, daar was 'n clear this side and that side, van ek maak R&B musiek, which means jy weet in watter tipe gigs ek sal wees en waar ek sal sing, as ek die musiek maak. Ja. So dis clubs of bars en wat ook al, en ek hoef nie te drinkie, en ek geniet my mos nie soos wat die mense my geniet nie, but ek word mos so ge-associate met die plek. En ek is 'n groot believer in die open door wat jy kind of, jy maak deure oop daar wat jy nie moet daar oop maak nie. Anyway, so ek wil daar wees, maar Sondag sing ek worship team.
in die kerk. Nou, dit werk mos nou nie so lekker nie, want ek kom nou nog met Saterdag se goeie Sondag toe. En die ding is dat vir enige mens wat 'n klubgoue is en wat Sondag in die kerk het, that's fine. Maar wanneer jy die middelste hoed aantrek en jy moet nou in worship lead, kan jy nie nog met Saterdag se goeders, jy moet jouself al voorberei vir Sondag mos nou. Right. En elke keer is daar 'n hold. Die musiek moet nog nie uitkom nie, of ek is nie gelukkig met die songie, I don't know, klomp goeters. En eventually, as ek so diep in die Here, dat ek net heeltemal laat gaan dit vind dit. Ek het dit let go, is fine. En ek begin toe met Neville D, waar ek vir volhof en dankbaarheid in die Here is kwaai doen. Ja, nou is so crazy, en dit is so powerful vir enige van julle wat in Neville D se age group en generation is, gee die volgende generasie 'n kans. Hy hoef nie 2 keer na my gekyk het nie, maar hy is verantwoordelik vir die feit dat ek my musiekloopbaan begin het. Hy het my net 'n kans gegee. En dis toe daar, waar hy my begin nooi na shows toe, en ek besef toe, hier's 'n groter impak wat my musiek, of wat my sang, of my presence op die verhoog. Okay. Nou jy moet nou onthou, daai tyd toe dink ek nie aan Lord make me an instrument and use me nie. Dit is, dis Jess die, wat hierdie emotion in hulle in uitbring en, ek is eintlik die girl, sien jy? Ja. Ek is die girl. Okay, hier het ek 'n groter impak, lyk dit my. Hier lyk dit my, okay. Ek gaan baie eerlik met jou wees. Daai tyd in my brein, 19-20-jarige brein, het ek nie regtig verstaan wat die bediening en ministry regtig oor gaan nie. So in daai tyd was dit in my mind, ek kry nie eintlik hierdie action wat ek wil hê as ek secular gigs doen nie. Maar hierdie act hulle lekker. So toe was ek gevoel deur dit, en ek gaan met daai hart in die bediening in. Hey! Ek maak die musiek klaar met Neville D 2019, en toe sê die Here vir my, now you do nothing. What? Jy maak nou niks musiekie, want toe weet die Here wat in my hart in aangaan. Toe weet hy met wat sy hart ek dit gaan doen, want ek kry die aandag wat ek wil hê, want dit gaan nou oor my. En hy sê vir my, jy mors. So, kom ek wys jou wat ek gaan doen. Ek is in die worship team en elke Sondag vir Sondag, en die ding is, ek weet ek het die ability gehad om te lead. Ek kan baie lekker lead, en ek weet presies hoe om te minister. Ek is dan die minister, en evangelist. Ek is 'n duivel. En die Here sê vir my, ek gaan jou nou wegsteek. En elke Sondag, dan sê my worship leader vir my, okay Jess, jy gaan backing vocals doen. Okay. Hy sê vir my, ek sit vir jou in alt vandag, of miskien sing jy gaan die supporting vocalist wees vir die sopraan. Support! And what about me? I can do it! Hy sê, no, not yet. Julle toe wil ek iets oorkom. Ek wil iets oorkom, want ek voel net, maar julle onderskat my, en dis onregverdig, en toe wil ek mos nou church hurt wees, en ek wil die song sing van die kerk, en ek haat julle, en julle is jaloers op my. Toe sê die Here vir my, I just want to know who you are without the audience. Kan jy my ken, wanneer jy vir my aanbid in privaatheid? Kan jy my ken, en kan jy my worship wanneer jou enigste audience die skottelgoed is en jy was net skottelgoed? Can you really do it for the audience of one? Toe steek die Here van my weg vanaf 2019 tot en met 2025. Weggesteek. Hier en daar het hulle my laat lei in die kerk. En dan sê David vir my, hy is my worship leader. En sê David, okay Jess, that's enough. Backing. Julle gee my elke keer net so bietjie. Maar ek verstaan nou, dit was die Here wat met hom ook gepraat het, om vir hom te sê, beskeer hom vir haar. Hou haar terug. So, en in die tyd in, wat ek net die Here moet aanbid, het ek besef, die is 'n calling, want
dit werk net elke keer nooit uit dat ek R&B moet doen nie en ek moet heeltyd by die Here wees. Maar nou haal hy my weg van musiek in die verhoog af. So what's happening? En een dag op 'n vrouekamp sê my ma vir my kind, jy weet ek het jou altyd gesê dat ek vir jou afgebid het van die Here want ek het gesukkel om swanger te word. Sê ja, mami. Sê wel die ding is, daar's nog ietsie wat ek met die Here bespreek het rakende jou. En ek het die Here gesê, as U my hierdie meisiekind gee, met bruin hare en bruin oogies en die mooi bruin velletjie, ek sal haar teruggee aan U. Besef ek, oh. Soos die song sê, your goodness is running after me and he chases you down. Toe die Here kom jaag elke keer na. Oh, hy kom jaag my elke keer. Oh, I don't have a choice. Ja. Ek het nie enige keuse nie. Ek is presies waar ek moet wees volgens die agreement wat 'n ma wat bid gemaak het. 'n Praying parent. Ja. So ek het nie 'n keuse gehad nie, en dis hoe ek weet, want ek meen toe die Here vir Samuel roep, toe moes hy antwoord. Ek moes net antwoord. Ek uit my heeltyd actually in 'n leash gehou en sê, okay, hierso hondjie, kom hierso my kind, hierso. Daar was ek het actually nooit enige iets bestuur in my lewe nie. En ek is so bly daarvoor, ek is so dankbaar daarvoor. So het my weggesteek vir 'n baie lang tyd. En ek sal daai seisoen nooit vergeet nie, want ek moes ook sien hoe dit voel, as die Here ander mense voortrek, en vir my sê, wag agter in die ry. Ja, maar Here, ek het dan al hierdie talent, ek is dan so able, ek kan dan so mooi sing, I know this about myself, he knows that about me, so dat is nie vir, kyk hier so, Michaela, een ding ek is baie confident in wie ek is, want ek moes wees, want ek moes is dik veel develop it. So veel soos wat ek weet van myself, en ek weet van my ability, weet ek ook die Here, en dit is waar my soos jy gesê het, plat soos in Bedora blyt, die Here, die Bybel vra ons van ons om humble te wees. Maar ek is humble, want ek weet hoe dit voel, wanneer you have it all, en jy word nie vir hy opportunity gekies nie. Want die Here wys vir jou, siek jy. Jy kan maar alles het. Jy kan alles het, maar die kind van my, sy hart was oop, en het hulle available gemaak, sodat ek hulle kan gebruik. Jy wil op hy stage gaan vir jouself, so nee, en dit is toe ek besef, he can give and he can take away. So hier waar ek nou sit, kan iemand anders in my skoene nou gewees het. Want dit gaan maar net oor wees obedient en answer the call. En moenie sy call misbruik nie. Moenie dit vir jou eie gain gebruik nie, want hy sal vir jou bitterlik vinnig daar uithaal. Bitterlik vinnig sal hy jou hele loopbaan op hold sit, of laat stop, en sê, kom, hier's 'n ander kind met 'n groter hart wat bereid is om te go. Ja, as ons 'n bietjie kan teruggaan, jy het nou ek die vraag vir jou gevra, het jy gesê, of jy het bietjie gepraat oor, jy het tot bekering gekom. Ja. Kan jy 'n bietjie uitbrei daaroor? Ek weet, dit is nie altyd maklik vir mense nie. Ek weet, daar's iemand daar buite. Ja. Of ek kan self van myself ook praat, as daar wat jy, Here, hoe kan ek nader aan U kom? Hoe kan ek dit doen? Soos ek weet nie. Soos jy probeer so hard, maar hoe doen jy dit? Of hoe? Ja, Ek kan seker net vra hoe. Ek het in die kerk groot geraak, maar my ouers het 'n baie social life gehad, en omdat my pa 'n DJ is, beteken dit dat hy eers so hier Sondag voordagmôre by die huis aankom. So dan is ons miskien te moeg om kerk toe te gaan, of ons slaap 'n bietjie laat, so dit was nie elke Sondag. Mense moet nie dink ek het in die kerk groot geraak nie. Het was nie so gewees nie. My nuuskierigheid vir die Here het begin toe ek 12 jaar oud was, en dit is toe dit was 12 jaar oud, my broer en sy meisie, wat nou sy vrou is, het hy dit begin date, en sy kom uit die Pinksterkerk uit, en sy het my broer aan die Here op 'n baie dieper manier blootgestel, en so, sy was so vasberade daarop, om vir my ook in haar lewe te hê, wat ek so waardeer, want jy ken mos, daar is girlfriends wat inkom in jou siblings, of partners wat inkom in jou siblings se lewe, en hulle wil jou weg. Ja. Nee, sy het my include oral,
En so vat sy my jeug toe, en sy speel vir my hierdie Hillsong liedjies, en ek is so fascinated. En dit is toe ek bietjie nader aan my ouma begin trek op daai stadium. En sy het my groot gemaak. As my ouers by die werk is, laai hulle my af by haar. So sy het ook altyd, maar tyd was die Here was nog nie cool gewees nie. Ja. So hier by 12 jaar oud begin trek ek nader aan haar. En wat sy ken van die Here. Sy het my al hierdie liedjies ook gesing en ek en sy het koortjies saam gesing en sy het my katekisasie klas gegee en al die goedjies. So die skierigheid van die Here het begin ontwikkel. En ek het altyd ons Christelike groep op skool ook gevind dat ek ook daar. Ek was altyd nuuskierig, maar ek het nog nie tot bekering gekom nie. Want ek het gesê ek is lief vir Jesus en en dit was great, maar ek het met my mond en met my hele wese in 2018 confess. Die Here is my Lord and Savior Jesus Christ. En ek het gepraat oor my verhouding wat ek in was. Dit was 7 jaar lank. En dit was so 'n groot deel van my lewe gewees en dit het my so geshape. Want ek het actually tot bekering gekom met sy ouers in hulle sitkamer een aand. Ek het net vir hulle so kortliks my storie vertel oor dit wat ek deurgemaak het met die bullying en toe leer hulle my, that's actually a curse that they spoke over you. So let's pray that. Let's pray into that. Ons begin bid. Hier begin ruk die saak. En ek kan nie gekeer word in die trane loop en ek voel hier begin weerkeer in my. Daai dag sê sy ma vir my, Jasmine, I need you to do something. I need you to confess with your whole body, your whole mind. En daar sê ek, Here, ek beloof my aan U. Vandaan is die aand, het was in Maart maand gewees. Vroeg in die jaar, snaaks genoeg was dit een van die tafste finansiële jare vir my huisgesin. Ek en my ouers, ons het so gesukkel, ek was nog op universiteit, ons het so gesukkel, ons het van hand tot mond geleef. Ek praat van, vat maar die meel en bak brood, want ons kan nie nou brood gaan koop nie. Ek praat van, as jy shower met die emmer, sodat ons die emmer water kan gebruik om die toilette te spoel. Ek praat van, vat die blikkie beef en blikkie baked beans en maak 'n stew. Of, daar kan nie nou kaas gekoop vir die, so ons vat peanut butter en jam en ons try. Ja. En maak maar al die ligte af, want die krag is min en ons moet hou tot en met ons weer reg kom tipe ding. Dit was moeilik geweest en dit het so my ouers se huwelik getoets, dat ek op 'n kol gevoel het, julle moet liewer skei, want die pressure was te veel geweest. Daai tyd bring die Here vir my tot bekering. En toe gaan ek in die huis en begin beklei vir my mense en my ouers. Ek het gesê, vyand, daar is 'n manierie. Daar is 'n manierie. En dit is toe my suster begin verstand vorm en ek besef, okay, weet jy, ek het dit gedoen vir my huis. Ek het gesê, ek in my huis ontsal die Here 10. Ek het vir my ouers beklei en vir my mense beklei. En ek het gaan beklei en gesê, Here, laat my daddy sy pa vergewe. Jo. Here, help my ma dat sy kan wegbreek van die seer wat sy gehad het as 'n kind. Here, help my vergewe van die ooms wat vir my met 'n ander oog gekyk het. Here, help my. Jo. Here, help my vergewe dat ek my ouers so kwaadlik geneem het. Hulle het maar ook met hulle seer rondgeloop toe hulle vir my maar groot gemaak het. En ek het elke dag deur hy huis geloop en gebid. En ek het elke dag deur hy huis geloop en worship musiek gespeel, dan stry ons met mekaar. Ons het gestry. Het ek later gesê het, ek gaan campus toe. Ek kan nie meer nie. En toe het ek gedrink die tyd. En ek bid, maar ek geniet my met die drank en die okkapyp en Sorry julle, sorry, ek is nou oud, ek kan nou maar so sê, it's my testimony. En my campus was my groot outlet gewees, maar ek wou en ek beklei, maar ek moet cope.
ek kan ek maar die waarheid sê. Ja. Praat jou hart Toe uit. was daar so 'n sigaret of 2 gewees. Dit was ek gewees. Ja. Ek was kwaad. En ek beklei binnekant in myself en ek beklei vir my huis en ek beklei. Dit was een van die moeilikste seisoene. Een van die moeilikste seisoene. Ja. En prys die Here. In die begin van die jaar het ons almal as 'n gesin gedoop. Ja. En ons het almal in die bad ingestaan en my pa het ons almal onder die water gesit. It wasn't in vain. Ek het vir 7 jaar beklei, maar die Here het ook gesê, 7, ek maak dit volmaak. Ek bring dit in vol sirkel terug vir jou. En so die aande wat ons so gestres het van hand tot mond leef, ons leef nou op die oomblik van hand tot mond, want my pa is in die transport industrie, en die oes lyk sleg, so ons survive net op die oomblik in die huis in. Die aande wat ons so gestryd met mekaar, nou sit ons in die kamer en doen Bybelstudie. Ja. Wat 'n ongelooflike storie. En ek dink baie mense sien nie die kant van jou nie. Almal dink Nee. it's all sunshine and rainbows. En dit was net maklik vir jou en dit is maklik vir jou om die Here te dien. No, ma'am. En dit is net ja, die son skyn net. Maar soos julle dit het, dit is nie altyd maklik nie. You have to choose this joy. Ja. Dit is Jy moet hierdie gesindheid kies elke dag, anders Ja. gaan ek dit nie maak nie. dit is. As ek gaan loop met al my wonde op my Ja. gesig, Ek probeer baie hard soms. dan sal ek die môre, Ja. môre, vanaand sal my laaste aand gewees Ja. het. Ek meen, eendag hoop ek om weer met jou te gesels oor ander goedjies wat ek nog nie gereed is om oor te praat nie. Maar as ek met al die goed rond moes loop, Ja. En ja, as ek nou bietjie ligter kan maak, soos byvoorbeeld toe ek ontmoet jou nou vir die eerste heel eerste keer. En ons het so gelag voordat ons begin. ja, en jy is so 'n bundle of joy. Maar jy het jou eie wonde, maar soos jy sê, jy loop nie daarmee. Ek kan Jy nie. dra dit. Ek kan nie. Die ding is dat as of ek kies ek neem my lewe, of as ek dit nou mooi moet sê, asof ek kies ek neem my lewe, of my lewensverhaal sou nou baie anders gewees het. Ja. En jy sou my ouers sou my seker elke aand of elke môre by 'n Shabine moes gaan haal. Of by 'n huis wat ek nie weet waar ek hoort nie. Ja. Kom ek sê jou nou, ek wou ek lekker eksperimenteer met die goeters. Ek sou op 'n baie ander plek gewees het vandag. Want ek was ook rebels en kwaad vir almal en alles gewees. Het was een besluit. Een aksie op universiteit. Een interaction met 'n rugby ou in sy rugbydorp. En ek het my vriendinne daar gaan kuier. En ek kon net in 'n ander kamer in gaan stap. Ja. En my lewe sou completely anders gewees het as wat dit vandag is. Ja. So ek moet kies. Ek sê vir iemand, ek sal dit nie maak nie, I have to choose this joy. Ja. Ek sal moet, andersins nee. Sal ek almal depress wat ek. Ek sal Jobina gewees het, Job en Jobina. Maar as hulle vir my vrou, hoe gaan dit? Alles. Ja. Alles. Die lewe druk. Maar kan ons nou bietjie na jou musiek toe gaan? Jou musiek wat vir my dra deur my moeilikste tye. Alles is okay, my gunsteling. Ja. Maar ek love alles. Maar kom ons begin met die begin. Die Here is kwyt 'n bietjie daarvan vertel, Ja. Wil, wat jy die geleentheid gegee het. Ja, Maar vertel bietjie daarvan, alles is okay, dan die hand van die Here, as ek reg is. die Here, my hand vasgehou. My hand Ja. vasgehou. En dan Kyk hier so, hulle almal die Here in- is nog hier. Ja, hulle almal sit eintlik saam met mekaar. Ja. So, ek So, vertel ons bietjie daarvan. wil jy weer En huil? dan, jy kan alles is okay vir julle as los. Ja. So, my re-entry in die music biz was so awesome. Verlede jaar, 28 Junie 2025, het ek gaan minister by 'n show en Lorenzo Davids was deel van die gehoor.
dit was dieselfde week wat my oupa gesterf het en ek het nog aan minister, want die Here het my gesê, ek weet jy seer, maar die mense moet ontvang en ek het iets vir jou wat wag daarso. Min te weet Lorenzo sit in die gehoor. En ons gaan begrawe my oupa en ek kom terug en ek kry 'n boodskap van Lorenzo wat vra, "Hi, luister, waar is jy? Hoekom maak jy nie musiekie? Waarmee is jy besig?" En is toe daar waar ek my storie beginne deel met hom en vir hom sê, "Wel, dit en daai en ek word weggesteek deur die Here, maar ek dink dit is nou hoogtyd dat die Here sê vir my daar's iets trek dat ek terugkom in die bedryf." En hy sê toe vir my, "Ja, ek maak musiek so wil ons het toe begin met mekaar werk en stadig maar seker het ons hy het ook maar vertroue in my ingebou want na Neville D was daar ook maar hier en daar ervarings oor die industrie en jy weet mos nou die stories wat soms kan rondloop in die industrie. So ek was maar baie guarded want wat is snaakse goed wil jy nou weer in my kom? Ja. Kom, jy is so nou die godsman, maar jy kom, jy wil nou mors. Jy wil in my lampspout vat. Nee. En so, ek het altyd saam met die Jy het 'n guard opgehad. Ja, want moet nou nie, ag asseblief, ek wil net musiek maak, moet nou nie 'n ding kom try nie. Ja. En ek het dit vir hom vertel oor my ervarings en hy soos, weet jy, ek kan dit tog nie vat nie. Toe dink ek, wat kan jy nie vat nie? Vertel my meer. Want because hy haat ook die feit dat dat die industrie so slegte naam het. En voor ons toe doen ons vir alles is okay, maar ek gaan lekker daaroor praat. Alles is okay het gebeur wat ons geskryf het as tribute vir my ouma en oupa en my oom. En toe kom my hand vasgehou wat ek dink die een was wat my regtig laat uitskiet het. Like daai se ene wat ek dink vir my sal volg selfs al is ek nie meer op aarde nie. Want dit was net uit dit wat ek nog uit 'n ander moeilike seisoen gekom het. En ek sit en vertel vir Lorenzo, hy doen 'n check-in met my en hy vra, hoe gaan dit met jou? En ek sê vir hom, I don't know, I just don't know anymore. Maar ek weet die Here is met my en ek weet hy sê vir my, dit laat ding my nogal in 'n song wat ek 'n paar maande of 'n jaar of wat terug geskryf het. En hier speel hy vir my hand vasgehou. En hy sê vir my, die Here sê vir my, dis jou song. Ek het net nooit geweet vir wie die song is, dis joune. Toe ek in die studio, toe ek in die booth ingaan en ek neem die song op, toe huil ek in die booth en hy huil terwyl hy my record, want toe hoor hy hoe beklei ek en kom uit my seisoen uit. Dit was in die tyd wat ek weggestap het uit my verhouding uit. Hoe stap jy weg van 7 jaar af? Ja. Maar die Here het vir my gesê, I want you for myself now. Jy maak van hom 'n afgod, first of all. En jy het te veel wat ek wil hê jy moet aanwerk. En ek wil 'n bietjie selfsugtig nou wees met jou. Jy het jou hele 20's vir die ou gegee. Gee jou lewe nou vir my 'n bietjie. Ja. Because mind you, as jy nou mooi onthou, ek het tot bekering gekom met my verhouding met hom. So, alles in my loop met Christus was met hom. En ek sal ewig dankbaar wees. Maar ons paie moes skei, want het was soos as ek hier vir die Here sien, dan sien ek vir hom. No. En dit werk nie so. No. En ek meen natuurlik, 'n verhouding is suksesvol of dit is nie. Daar's sekere goedjies in 'n verhouding wat werk of net nie werk nie, en that's okay. That's okay. Dit is baie hartseer dat dit 7 jaar gevat het vir my om te kan sien wat miskien werk en wat nie werk nie. Wat miskien belangriker is vir hom en wat miskien belangriker is vir my. And that's okay. Want hy is, net soos wat ek in my 20's is en leer, is hy ook in sy 20's en hy leer. You know, so we both, ons raak nog albei groot. En die idee van die verhouding wat jy gehad het, toe julle eers by mekaar gekom het as 19 en 20-jariges, versus nou, het is okay dat dit nie, it can run its course, it's fine. Maar in die tyd, en is wat die Here vir my sê,
jy depend so op hom, dat jy nie eens meer op my regtig depend nie. Ek kom uit die seisoen uit waar ek moes wegstap uit die verhouding uit. En ek het so gesukkel om weg te breek, want die Here het my gesê, ek wil jou net vir myself hê. Dis toe ek besef, hy is besig om my hand vas te hou, en hy trek my uit my vallei uit, en hy sit my op die hoogste berg, waar ek nou vandag staan. Dis toe ons die lirieke begin lees en luister, toe is dit dieselfde goeders wat ek gepraat het voor hy die song vir my speel. En soos ek sê, toe ek die song record, toe ek sing, was daar 'n stukkie in die song wat hy die hele tyd oor en oor speel, en toe sit hy so en hy begin huil, en toe sê hy vir my, Jess, ek kan hoor hoe beklei jy, ek kan jou testimony hoor. So as iemand ooit na die song luister, hulle moet net weet, ek het gewof vir myself in hy booth. Daar's note wat ek tot vandag nie, ek kan nie die note sing, wat ek daar op my song gesing het nie. Ek dink net, wat, Jess, jy kan mos eintlik sing, jong. Jy is eintlik kwaai. Daai was my beklei song gewees. Hy het my hand vasgehou. Hy het regtig my hand vasgehou. Hy het my nog nie verlaat nie. Want as hy my verlaat het, oh Lord, ek weet nie waar ek sou wees nie. En toe kom die Here is nog hier. En daai was ook maar, want ek vra in die song, waarom het jy moed verloor? Dit is 'n baie swaar vraag. Want my ma vra my altyd die vraag, en dit weet ek nie altyd hoe om vir haar te antwoord nie. Ek weet nie hoe om vir haar te sê nie. As sy sê vir my, die Here is nog hier. So die song is nie net 'n bemoediging vir mense nie, like, moenie moed verloor nie, maar ek sê eintlik, praise him through your problems. Kom beklei, kom, your praise is your weapon, kom beklei vir jou, beklei vir wat joune is. Beklei vir die feit dat jy 'n koningskind is, beklei oor die hou vas wat die vyand op jou het, kom, moenie moed verloor nie. Want toe ek hy song begin skryf, toe is ek besig om moed te verloor. En toe ek het na Lorenzo toe bring en ek en hy refine dit, toe is hy besig om moed te verloor. Hy is ook in 'n seisoen wat, so dit gaan nog goor hier buite met die kinders van die Here. O, sies, dit ruik soos, weet jy, het jy al afval geëet? Nee, ek eet die afval nie. Nee, nou kyk hier so, wanneer ons die afval, ons het mis 'n ding waar ons die afval eers bietjie sag kook voor ons hom in die pot sit. Hulle hele derms in skrap af van hom af, want jy moet hom in asynwater mos laat lê, omdat hy kom by stink mos as jy afval skoon maak. Dit ruik soos dit vir die kinders. Dis kom ek kan nie die reuk hanteer, dis kom ek eet glad die afval. Okay, nou weet jy wat, ek moet die afval dan voorberei vir jou. Ja, en dan kan ek dit net eet, proe. Eet net, jy moet na die tyd kom. Ja. Wanneer die vlee nie hang nie, kom by Simon, ooh, maar het ruik soos afval vir die Here se kinders, so dit gaan goor hierso. Ja, en so ons is besig om lelik moed te verloor. Kyk hoe lyk die ekonomie. Ja. Dit gaan nie goed nie. Die petrol styg, die inflasie, alles is duur. As ons moet eers begin met property in die Kaapie, is 'n nagmerrie. Hoe meen jy 'n vierhoekie box is my hele life insurance policy? Ek wil uittrek, ek wil uit mommy en daddy se huis uitkom. Ja, maar ek kan nie. En so dit is unemployment is alles. Al wat ek net vra is dat ons nie moed verloor nie, because hy gaan nog altyd daar wees vir ons. En daar sal 'n uitkoms wees, verstaan jy? So, even if your hope is hanging by a thread, let it be by the hem of his garment. Jo, dit is so mooi. Ek lewe by gesegde elke dag. In die lewe kan jy alles verloor, moet net nooit moed verloor. Hey, ek kan sê net jou, alles verloor, moet die net klere van nooit- jou rug kan jy verloor. Moet net nooit moed verloor nie. Nooit die. Dit is die een ding, ek dink, ek het vroeër vir jou gesê, ek choose die joy. Ja. Ek moet ook die moed kies. Ja. Hoe anders gaan ek dit maak? Daar is- is 'n manierie. You have to have something that keeps you going. So kan ons nou bietjie na alles is okay toe. O, jemma. Kry my slaggie tissues reg? Ja. Kry slaggie tissues reg? Sien jy hierdie foto? Yes, ek sien. Nou, daar is my oom, my auntie en my ouma, en daar is my pa. Twee van die 5 siblings is nie in die foto nie. Maar al 3 van hulle behalwe my pa is oorlede nou al. Alles is okay, was dedicated aan
mense wat ek daai oomblik verloor het. Maar verlies en sterfte was nou al so lank deel van my lewe gewees, Michaela. Ek het hierdie auntie wat in die middel staan, sy's my pa se baby suster, sy's die babietjie van die kinders. Sy het gesterf op 30 jaar oud. Ja. 7 dae na sy geboorte gegee het aan my tweelingniggies. So, hulle is 4 kinders, en dis my niggie en my neef, my ouer niggie en neef, en hulle tweelingsissies. En sy het maar baie swaarte gehad, en 7 dae na sy gekraam het, met haar tweeling meisiekinders het sy op 30 gesterf. I think that was the first traumatic loss, want dit soos, die was dan, ons het haar Strikkie genoem, dis my auntie Strikkie. En ek wat nou 27 is nader aan 30, so ek besef hoe bloedjonk sy was. Sjoe, dit was traumatic vir die familie gewees. En 'n jaar na dit, verloor ek my ouma, my ma se ma. Sy was 63, net so bloedjonk. Want my ouers stap nou na 60 toe, which ek besef hoe jonk hulle is. Ja. Sy het leukemia gehad, 2 jaar gelei, 2 van die moeilikste jare. Dat haar vingers en sy het arthritis begin develop en sy het letterlik net so gesit. En as jy aan haar stamp, of sy val, dan bloei sy vir haar dood. Dis die tipe so, al haar witbloedselle was opgeëet en haar vel was so dun, dat sy oral blou kolle gehad het, en toe verloor ek vir haar. Ek was maar net 10 jaar oud gewees. So oor die jare het ek 'n klomp vriende wat baie jonk is verloor, en baie aunties en mense in my lewe. En toe was dit bietjie stil vir 'n tyd gewees. Okay. But at that point was ek nou al so accustomed aan begrafnisse en verlies, en het was nou maar net, jy weet, is ook abnormaal om so gewoon te wees aan sterfte en verlies. Is abnormaal. Is abnormaal om te weet hoe om 'n begrafnis te beplan en om te weet as 'n kind wat volgende moet kom. Is abnormaal. Dit gebeur, but it's just, en toe, thank the Lord, almal het staande gebly tydens COVID. En ek het vir almal in my familie se lewens gevrees, want hulle het almal comorbidities. En nie almal het gesond geleef nie, so, jy weet, dit was maar 'n groot stres geweest, veral my pa. Want my pa was amper gone. Hy het COVID gehad, en tot vandag toe het hy nog nerve damage in sy brein, so hy kan nog steeds nie ryk of proe nie. En daar's nog steeds goed wat hy soms vergeet. Hy het gesê, daar's Bybelverse wat hy gelees het, of want my ouma het vir hom gesê, lees al die psalms, want jy is nou in isolation, en ons is in die kamer, en hy is in die kamer, ons is heel weg van mekaar af. Toe lees hy die psalms, hy kon nie 'n woord onthou wat hy gelees het nie. So, ek was baie bang geweest dat ek nou, en ek is mos iemand wat hou van affection en vat aan mense. Daar's nie 'n manier wat ek iemand kan bere, en ek kan nie gou vas wees, of ek kan nie die mense, Ja. nee, laat die bitterbeker my heeltemal verbygaan. Daar's nie 'n manier nie. En ons is uit die COVID-periode uit, en ons kom by 2024. So dit is waar alles is okay begin het. So, ek het 'n baie goeie vriend gehad. Ek sê vriend, maar hy kon net so wel my pa gewees het, want hy is in sy 50's gewees. Clint, hy was ons bassist in die worship team. En daar was 'n geruime tyd wat Clint lekker siek begin raak het, en al hoe meer weg begin bly het. En ons het huisbesoek gaan doen, en Clint lyk nie lekker nie. Clint, en dan raak hy weer beter, en dan kom hy, en dan speel hy weer saam met ons. Hy was so talented. En dan val Clint net weg. En 'n paar maande voor hy sterf, word hy retrenched, en hy bly by die huis, en hy raak net sieker. Hy sê hy het gewoonlik by waar hulle gebly het, hy by 'n mall se parking lot altyd gedraf en geoefen. Hy raak so, hy het so moeg begin raak, en dit was COVID wat hom, sien jy COVID, as jy mos COVID gehad het, sekere mense het sulke skade wat hulle mos opdoen. Ja. So hy het 'n tipe van 'n skade opgedoen. En ons het nog ons laaste huisbesoek gaan doen, en ek kyk na Clint se enkels, en sy enkels is so geswel. En jy weet mos as hulle so begin geswel raak, of hulle raak mos of geswel op snaakse plekke, of hulle gesigte val in. Ja. Is een van die twee, as van jy die sien iemand begin lykie lekker nie. Nou hy het begin, want hy's maar hier, maar sy
sy limbs en sy joints is alles geswel en ek is mos bekommerd toe as ek mos water op jou enkels begin sê, o hemel, en begin bid, ek mos 3 biddens, want dan raak ek baie bekommerd. En ons doen huisbesoek by Clint nog die laaste enetjie, want ons het sommer kos gebring vir sy gesin, want sy vrou werkie, hy werkie, ons dra nou maar vir hulle en bid en bring kos en fellowship lekker. En die 1 November 2024 kry ek 'n boodskap op my foon dat David sê, worship leader, family, Clint is oorlede. Ek was soos, wat? Ek was nou die dag by hom gewees. Okay? Mind you, in die tyd was my ouma se gesondheid ook maar up and down, maar typical, want sy's 80. Sy's nou 80. Sy was 84. So, wanneer my ouma 'n episode het en sy begin raak siek, of sy is in die hospitaal, skrik jy nie meer so groot nie. Want sy, eventually kom sy weer daar uit en sy's fyn. So, in die tyd en Clint is siek, kom ek hier gewoon net 'n prentjie. Ek is in 'n kind of 'n moeilike seisoen in my verhouding. So ek en my ex is bietjie separated, jy weet, emotionally, ons gaan deur ons eie dinge. Clint, common denominator sterf. Ons moet nou mekaar 'n bietjie dra in die kind of situation. En ek sukkel ook want daar's 'n gedeelte van my wat vrees dat my ouma nie meer gaan leef. Sy gaan dit nou nie meer maak nie. Maar wel, sy is 'n sterk mens, man. Sy sal uit die hospitaal uitkom, so ek is bietjie, you know? Okay. 1 November sterf Clint. 'n uur na Clint sterf, kry ons 'n oproep dat my ouma se longe op 30% kapasiteit function. Toe dink ek, okay, dis nou te veel vir een dag, hoor? Dis nou te veel vir een dag. Ek het nou gehoor Clint sterf. Ek het in my kar geklim om 'n draai te ry in die neighborhood, want ek wil net, ek kon nou nie proses dat iemand nou so na aan my nou oorlede is nie. En ek kom terug van my drive en hulle sê my ouma se longe is net op 30% capacity. Ja. En ek sê vir die Here, okay. No. Nee, stop. Daai was 'n Vrydag gewees. So binne in 'n uur kry ek 2 horrific tipes nuus. En daai Sondag, die 3 November, is ons in die kerk en ons kry 'n oproep, hulle moet nou my ouma op 'n feeding tube sit. So Sondag, Clint sterf die Vrydag, Sondag kondig ons aan in die kerk en dat hy oorlede is. Ons almal is in trane natuurlik. Ek is klaar nie alrighty. Nou worry ek klaar oor my ouma. Sy moet nou op 'n feeding tube gesit word. Okay. My ouma eet nie. My ouma se maag gaan nou nie meer uit nie. En ek vra al my nursvriende en my vriende se nursmaas, ek vra elke nurs wat ek kan kry, so sê ek, wees gou stryd met my asseblief. Gaan die vrou agteruit. Hier's haar conditions, haar longe is amper weg. Wat gaan aan? Want hulle wou haar ontslaan met 'n suurstoftank, want sy sou nou by die huis aansterk en hospice care. Toe raak die vrou te swak dat hulle haar kan beweeg uit die hospitaal uit. Toe sê ek net vir hulle, wees julle almal gou eerlik met my, want ek moet myself prepare. En ek is die oudste dogter in die huis. Ek is die middelkind, maar die oudste dogter. So hulle almal maak staat op my. Ja. So, right. En omdat ek eers bekeer het in my huis in, is ek die intercede in die huis in. Nee? Ek meen, my ma kan 'n storm oppit, maar op daai stadium is ek die ene wat moes nou gaan sit en gaan hoor by die Here. En ek vra net vir almal, wees julle reguit met my. Moenie vir my sê dit gaan nie goed nie. Sê vir my presies wat is die prognosis, wat gaan aan. Mama lyk glad nie goed nie. Okay. So ons is nou op en omdat ons in die Kaap is en sy's in die Noord-Kaap, het ons 'n reël dat as iemand in die Noord-Kaap nie begin doen nie, is ons op standby. Pak jou sak, ons moet gou. So op daai stadium, toe sê ons net vir mekaar almal in die huis, ons is op standby. As mamma nou nie, moet ons gaan. Fast forward to the 7th of November. Ek is by Clint se begrafnis. En ek het pas klaar gesing by Clint se diens. En ons gaan sit
Nou ons gesing het en worship gedoen het vir Clint en ons het hom die send-off gegee wat hy altyd wou gehad het. En ek kyk gou my foon want my ouma is nou up and down. En ek sien my ma vra vir my kind, hoe ver is jy? En ek vra vir haar, hoekom? Ek vra my net, toe sê ek, mami, hoekom? En sy sê vir my, mama is oorlede, my kind. Maar ek het nie lekker geleesie. En ek vra vir die meisie langs in my, wat staan hier? Kyk gou hier. Lees ek reg? Maar ek vra saggies, want die pastoor preek al. Ja. Sy sê vir my, ja. Sy vir haar reg, staan dit daar so. Mama is oorlede, my kind. Die vrou was my alles. En ek val net vorentoe en sy hou vas my en so die hele worship team, ons het in die 2 rye gesit. En sy sit hier, ek val in mekaar in en sy kyk om en sy sê vir hulle, mama, guys, Jess. En 3 ouens vat my uit. Ek maak het net buitekant toe, ek is verbaas, hulle het nie vir my gehoor, gil en skree daar buite die kerkie. Ja. Ek is besig om my vriend te begrawe. Hier is my ouma oorlede. What? Oh, dit het my destrooi. Dit het my regtig destrooi, want hoe op aarde maak jy man? Dis nie regie. En toe moet ek die wonderlike vrou begrawe. En sy het gesê, ek moet by haar begrafnis sing. Ek is die vrou lekker in haar kop, ek chunk die hele tyd, ek moet met sy het gesê, Jess, jy gaan vir seënwense sing, en jy gaan vir Lion of Judah sing, en jy gaan vir Carry Your Candle sing vir die mense, okay? Want ek wil net een laaste boodskap aan die mense gee. Okay, mama. Sy het alle instruksies gegee. En sy het my nogal gesê, voor sy sterf, die Here het my streep in die sand getrek. So, jy moet die mantel optel en vorentoe gaan. Ek weet nie hoe ek regtig recover nie. Ek dink ek het ooit recover nie. En then, hier is my oupa ook siek. So, mama is oorlede, en my oupa begin gaan ook nou agteruit. So, 7 November 2024 is my oupa oorlede. In June 2025 is my oupa oorlede. Hy is hoeveel maande? Hy is net 6 maande. Hier moet ek weer iemand gaan bere. En ek het nog met my oupa gepraat voor Vadersdag. En met hom gesels. En toe kon hy nie meer, hy kanker gehad. En ek kon nie meer praat. Ek het gesê, hi pa, happy Father's Day. Hallo my kind. Toe weet ek, okay, my oupa gaan ook nou maar. Ek het nog nie recover die hier gaan oupa. En dit was 'n maandag en ek het net wakker geraak want ek was besig met my thesis. Kom my pa net in my kamer en sê my kind papa is oorlede. Dan ek net, oh my gosh. Toe my ma vir die werk af kom huis toe, want dis haar pa gewees. Toe ek my ma hoor huil. Toe voel dit vir my soos 'n 12, my ma het soos 'n 12-jarige kind voor my klein geword, wat vir haar daddy huil. Hoe maak 'n mens? Hier huil ek vir my oupa, maar my ma huil vir haar daddy, sy sê, papa. Hier moet ons weer iemand gaan bere. En syne was net so traumatic, want hy was veras, en om te sien hoe hulle vir hom instoot. Hulle te reël by die Appington crematorium. Ons bid, en as ons vir hom instoot, dan moet julle huis toe gaan. Julle mag nie by wees nie, want dit is te traumatic. Ja. Ek kan dit nou nog sien. En daar was dit net so groot eer, want toe het ek my oupa se ter aarde bestelling gedoen. Ek het hom gekommit terug in die Here. Ja. Hier moet ek weer van vooraf by wonde begin genees, en ek moet maar weer, I need to keep going. Maar die rou wond sit so vlak. So hy was June of last year. En ons kom by Oktober, en my gunsteling oom
daai enetjie daar. En toe sterf hy. Ja. En hy was my pa se beste vriend, want hulle is net 'n jaar uit mekaar uit. Hy het altyd gesê, my oom het sy borsmelk kom steel. Oom Brian. En as hy een mens is wat ek wil gehad het, elke mens wat my in Koute moet ontmoet, is oom Brian. En ek en hy is dieselfde. Hy was die loud mouth dat almal sê, oom Brian, bly nou stil. Chase my, hou nou op. Die grapjas, die persoonlikheid, hy wat so uit soos Michael Jackson aangetrek en het perform. Actually soos in Appington, you know? So hy was ook 'n performer, hy was ook die verhoog was lief vir hom gewees. Hy het so awesome gedans. En ons kry 'n boodskap van hom op ons familiegroep en hy sê vir almal sorry, want hy is ook in die hospitaal. Hy het ook maar sy gesondheid het agteruit gegaan. En hy begin apologize vir alles wat hy gedoen het. So ek apologize for what? Want ek weet mos as hulle se saak reg begin maak, dan weet ek hulle wil nou go to sê ek, hello, sorry wat? Hoe bedoel oom Brian sorry? Ek het nou nog hy voice note. Daai naweek toe moes ek ook minister, toe sê hy vir my in die voice note, en Jess my, gaan bedien die Here mooi. Whatever. En hy is in toe 'n koma en sy hande en voete begin swel ook weer so lelik op. En ek het so gebid vir hom. En daar kom al die Here vir hom die 18de Oktober. Dieselfde maand wat ek my thesis moet klaarmaak, moet ek nou weer 'n begrafnis help. Ja. En ek kom van my oom Brian se memorial. Hy het gesterf op 'n Saterdag. Hy het ook baie stadig en rustig gegaan. Woensdag toe ons by sy memorial. Ons kom huis toe van die memorial en ek kry 'n oproep dat my pastoor oorlede is. Nee, kies nou 'n ander adres, Here. Stop nou. What? En ek val, my pa moes my kom vang en my optel, want ek het net neergeval. Op my knieë. Want my thesis was gededicate aan my oom, want dit is oor fatherhood. My pa en my oom. En my pastoor was die ene wat vir my gebid het oor my thesis. Want hy was ook siek. En so voordat hy opgeneem is in die hospitaal, het hy nog vir my sê, hallo my meisiekind, hoe gaan dit? En toe kon ek nie meer nie. Toe kon ek nie meer nie, en dis waar Lorenzo vir my gesê het, as daar iets is wat jy vir hulle kon sê, wat sou jy sê? Want Jess, my al wat ek op jou sien is dat jy rou. Hy sê vir my, jy is nie meer, ek weet daar's 'n ander gedeelte van jou, maar ek sien nie die mensie wat jou laste is swaar. Ek dink die Here vra dat jy jou hart uitpo in jou musiek. Skryf vir hulle 'n brief. Kom ons maak dit 'n lied. En daar kom die woorde van ek dink ek is nou nog in die Nile soms. Nog gister was jy hier en nou is jou stoel net leeg. So in my mind, dan is jy net by die dorp en jy kom terug. Hoe is dit moontlik dat jy nou nie meer? Alles in die huis is nog dieselfde, die klere hang in die kas, die tandepasta was nog half toegedraai. Alles. So ek verstaan nie, hoe is die mensie meer hierdie? En ek soek jou lag in die stilte, en jou snaakse stappie in die gang, hoe jy altyd so hinkepink. Ek soek het nog, want ek sweer jy was nou nog hier gewees. Hoe is dit moontlik dat jy weg is? En die manier hoe ek gekom het by alles is okay, is dat my ouma het vir my altyd gesê. En sy het my altyd Doukie genoem, ek weet nie waar kom het vandaan nie. Maar my appie te noem dan was Dolla. Ek weet ook nie, maar Dolla, en toe noem sy my Doukie. En sy sê vir my altyd op die foon, Doukie, alles is okay. Alles sal okay wees. En my oupa het ook vir my gesê, Jess, alles is alright. It's alright, maar moet nie worry nie. Moet nie worry nie. En as ek nie dit van hulle afgehoor het, het ek geweet, I'm going to be just fine. Ja.
So how do you deal with losing so many people? Al wat jy aan kan vashou is die feit dat hulle gesê het, "Moenie worry nie. Dis okay." Dis okay. En ek weet later in die song het ek ook gesê, al wat ek aan kan vashou is hulle liefde. Want dis ook maar al wat oorbly. Eventually die goedjies wat ek van my ouma afgeërf het, raak ook maar net nog 'n besitting. Hulle leef nie in die besitting nie. Hulle is nie deel van die bordestel wat sy vir my gelos het nie. Eventually is dit net 'n nice ding wat ek van my ouma afgekry het. Party ding gaan nooit kan troos dat sy weg is nie. You know? So basically kan ek net vashou aan die feit dat ek weet ek was lief vir jou en jy was lief vir my. En dan kan ek my net myself herinner, alles sal okay wees. Vir mense van julle, maak memories. Maak voice notes van hoe die mense praat. Jy gaan vergeet hoe hulle klink. Jy gaan vergeet hoe hulle ruik. Ek wil nie jy moet vergeet nie, want ek het soms vergeet ek hoe klink my ouma. En sy stem wat ek so elke keer gehoor het. Maak jou memories, asseblief. Ek dink nou dis dalk useless en dis pointless. Maar is 'n oomblikke wat ek vandag na my pastoor se voice notes gaan luister wat sê, "Hallo my bessie kind, nou die Here is lief vir jou." Of ek gaan luister na wat my ouma altyd gesê het. Dat sy so dankbaar is dat sy op kon staan in die môre. Maak jou memories. Gaan koop 'n klein botteltjie van hulle perfume. Vat 'n stukkie van hulle klere en maak dit toe, vacuum daai ding sodat jy dit kan opmaak en vir hulle ryk. Doen wat jy kan om vas te hou aan jou memories because lewe gaan ongelukkig aangaan en jy gaan vergeet. En daai is die seerste. But again, al wat ek aan kan vashou is dat ek weet ek is hier omdat hulle hier was vir my. Ag, Jy is my wat 'n ongelooflike storie wat jy het. Ons kan nog lank aangaan. Maar soos jy weet, my podcast gaan oor why. ja. Ek dink baie mense het nou al dis letterlik net 'n druppeltjie van jou storie. My suster, Jy kan het nog jou gesê klomp ons gaan tot lunch eet. Maar as ons nou kan bietjie teruggaan. Jy sit hier vandag. Daar's baie dae wat jy vra, hoekom ek hier? Hoekom gebeur dit met my? En daar's baie dae wat jy seker vir jouself ook vra, was daar wat ek vir myself vra, hoekom gaan ek nog aan? Ja. Wat is as daar wat ek voel ek het 'n purpose op Hoekom? hierdie aard. Ek het 'n doelie. Ja. Maar wat is jou why dat jy elke oggend opstaan? Dis nie altyd maklik nie. Wat is jou why dat jy elke oggend opstaan en elke dag net probeer? Jo. Jo. Sy is my why. Jo. Sy was 'n basic kind, hopeloos te groot vir haar skoene. Sy het 'n persoonlikheid gehad wat hopeloos te groot was vir haar eie good. En sy wou die wêreld vermag het. Maar sy het so seer gekry. Jo. So ek doen dit om vir haar lewendig binne in my te hou. En ek doen dit sodat sy finally veilig kan voel. Want sy is die rede hoekom ek vandag hier is. Sy het altyd geweet wie sy is. Sy was so confident en selfversekerd. Iewers het dit gebreek. En hierdie vegtertjie, hierdie meisiekind, hierdie meisiekind beklei binnekant hierdie vrou vandag om haar lewendig te hou. Sy is my grootste why. Dis my wat 'n ongelooflike storie wat jy het. Ek dink jou jonger self kyk baie op na jou. Wel dan, jy doen goed. Jy doen meer as genoeg vir haar. Jy doen meer as genoeg. Kyk waar sit jy? My vandag kyk waar sit jy? Kyk daar, jy smile op die foto, so onskuldig. Weet jy wat die lewe vir jou inhou nie? No idea. Jasmine, ons kan nog langer aangesels en ek wens en ek hoop ons kan weer opkyk. Nee, wat sal moet. En vir 'n part toe asseblief.
Absolutely. Wat van my kant af wil ek vir jou sê, baie mense kyk op na jou. Ek weet dit is nie altyd maklik nie. Genesing is nie maklik nie. Jy het nog wonde, maar jy dra dit op jou gesig nie. En well done. Jy doen goed. Jy doen meer as genoeg. En ja, ek weet daar's baie mense wat opkyk na jou. Ek is een van daai mense. 'n Vriendin van my, Stef ook, wat op die podcast was, sy sê vir my, jy het ook van deur daai moeilike tye gedra met jou liedjies. En ek dink ek weet nie of jy dit besef nie, maar as mense wat deur hulle moeilike tye gaan, dan hulle kan relate. Die ding is, enigiemand kan ook net musiek maak. Maar ek dink, daar's net iets spesiaal aan jou. En my wens vir jou is, mag jou lig altyd skyn. Die wêreld gaan dit probeer dof, maar mag jou lig altyd skyn. En be bright and be you. En mag Papa God jou altyd beskerm oral waar jy gaan. En ja, jou lig skyn en laat dit aanhou skyn. Baie dankie, dit is my groot voorreg dat jy vandag hier is. Dit is wie so en 'n lekker koffie kan geniet saam. So ja, baie dankie. Dankie dat jy from proud woman to proud woman. Dat jy die volgende jong meisies mooi represent. Jo. Michaela, thank you for giving women like me a voice. Hierdie bank en hierdie space wat jy maak is op verstemmige laat stemme gehoor kan word. So dankie dat jy die roeping geantwoord het wat die Here vir jou gegee het. Jo. Want jy sit hier en jy host, maar jy's besig om genesing ook te bring deur wat jy doen. Jo. So dankie vir wie jy is en dat ons twee hier kan sit as representations. Jo. Baie dankie, Jo. Lekker het ons nog saam gehuil. Jaarlik, ek slaap nou lekker. Maar daar gaan nog vele wees van hierdie. Maar weer eens baie dankie. Dit was vir my 'n groot voorreg om jou hier te kan hê. Kyk hier. Klop tissues. Klop tissues. Die teks moet nog afgetrek word vir hierdie. Ek betaal my salaris vir hierdie geheilery. Maar weer eens baie dankie. Daar het julle dit. Wat 'n ongelooflike storie. Ek hoop julle kon ietsie saam met julle neem. Ek weet julle kon bietjie baie met julle neem. En vir Jess my ook lekker leer ken. Julle het vandag 'n kant gesien wat nog niemand gesien het nie. Nog niemand nie. Sy het bietjie oopgemaak en dit vat regtig krag om so oop te maak. So baie dankie julle. Ek hoop julle het die episode geniet tot ons mekaar weer ontmoet volgende keer op The Why. Ek is Michaela True.